Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 39 van ons reeks oor jou identiteit in Christus. En ek wil net graag vir jou verskriklik baie dankie sê dat jy die tyd uit jou besige skedule vat om na hierdie Bybelstudie te luister. Ek kan u waardeer jou en ons waardeer jou ondersteuning. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons vandag weer na u woord kan kyk, dat ons u woord in ons hande het, en dat hierdie woord wat ons het, is nie net 'n dooie boek nie, maar dit is lewe, dit is u gees, en dit het vandag die vermoë om krag en lewe in ons lewe in te spreek. Ons dankie vir ontvanklike harte, vir dit wat u ons wil leer. In Jesus naam, amen. Ons het gister gekyk na Efesiërs 5, hier vanaf vers 22, waar die woord van God 'n duidelike ooreenkoms stel tussen die huwelik en die verhouding tussen Jesus en sy gemeente, sy liggaam, sy kerk. Soveel so dat Paulus hier in vers 32 die volgende stelling maak: hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Watter verborgenheid? Dit wat geheim gehou is deur die eeue heen, dat die huwelik 'n skadu is van Jesus se verbond met sy kerk. Let wel, dat toe die verborgenheid onthul is nie wanneer dit begin het nie. Van Adam en Eva se huwelik af, Abraham en Sarai, Boas en Rut, Hosea en Gomer, en die lys gaan net aan en aan, almal tipes en skadu's van Jesus en sy gemeente. Maar dan kom Paulus en hy tref vir my 'n baie interessante vergelyking in Romeine 7 van ons huwelik met die wet. Jesus in die vlees en Jesus wat opgestaan het. Blaai asseblief saam met my na Romeine 7, dan begin ons daar vanaf vers 1 af lees. Of weet julle nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers solank as hy lewe. Vers 2. Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde, maar as die man sterwe, is sy ontslaaf van die wet van die man. Vers 3. Daarom dan, as sy 'n ander man sin word terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is as sy 'n ander man sin word nie. Net in kort, Paulus herinner ons hier aan hoe egbreek werk, iets wat ons almal ken. As 'n vrou getroud is en sy gaan trou met 'n ander man, dan is sy 'n egbreekster. Maar as haar man doodgaan en sy trou dan weer, dan sy nie 'n egbreekster nie. En ek dink ons almal verstaan dit. Maar dan kom hy in vers 4 en tref 'n merkwaardige vergelyking. Hy sê, so my broeders, is julle dan ook. En ek wil net hier vir 'n oomblik inchip. Ek wil net seker maak jy sien dat hy 'n vergelyking tref tussen ons en die vrou van vers 2 en 3. Want hy sê, so is julle dan ook. So is julle dan ook soos daardie vrou. Ek hoop jy sien dit. En onthou ons gedeelte van gister, die kerk is die bruid van Christus. So kom ons lees verder. So my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is. Ons was eers die bruid van Jesus van Nasaret, Jesus wat in die vlees gebore is, die liggaam van Christus. Hy was 100% God, maar hy was ook 100% mens. En in sy menswees is hy onder die wet gebore. Ons weet onder andere dat hy op 8 dae besny is, soos die wet bepaal het. En ons weet ook dat hy al die ander voorskrifte van die wet onderhou het. So ons was die bruid van Jesus in die vlees, onder die wet. Maar toe sterf Jesus in sy liggaam, en slegs die gees van Jesus word opgewek. Ons weet dit was nie sy gebore vlees wat opgestaan het nie, maar dat hy in sy verheerlikte liggaam opgestaan het. Want hy kon dinge met daardie liggaam doen wat hy nie met sy gewone liggaam kon doen nie. Ons lees byvoorbeeld in Johannes 20 vers 19, dat na sy opstanding Jesus tussen die 11 disippels verskyn het terwyl die deure van die vertrek waarin hulle was gesluit was. Die punt wat ek saam met Paulus wil maak, is die liggaam van Jesus wat onder die wet was, is dood. En daarom is ons as sy bruid vry om aan iemand anders te behoort, naamlik Jesus wat uit die dood opgestaan het.
En Jesus wat uit die dood opgestaan het, is nie meer onder die wet nie. Hy is die vervulling van die wet. So ek en jy, die bruid van Jesus, is getroud nie meer aan die wet nie, maar aan die vervulling van die wet. Kom ek lees weer vir ons wat sê Paulus. So my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Ons behoort nou aan 'n ander, naamlik aan Jesus wat uit die dode opgewek is, en nou kan ons tot eer van God vrugte dra, want ons probeer nie meer die wet onderhou om hom te beïndruk nie. Ons is nou onderdanig aan ons bruidegom, Jesus. So ons doen wat hy ons lei om te doen. Ons het mense lief soos hy ons liefhet, en daardie vrugte eer God. Wanneer die wêreld ons vrugte sien wat ons uit onderdanigheid aan ons bruidegom dra, vrugte van die Gees, dan vereer dit God. As mense nou na my kyk, 'n man wat eens op 'n tyd verslaaf was aan pornografie, wat sy vrou verneek het, haar afgebreek en verneder het, haar selfbeeld verwoes het, en hulle kyk nou na my, die bruid van Christus, totaal en al vry van elke vorm van seksuele verslawing, wat sy vrou vereer, liefhet en koester en haar help om alles te wees wat sy kan wees. Dit vereer God. Hoekom kan ek dit doen? Omdat ek so smart is? Absoluut, kategories nee. Dis slegs omdat God my ou mens saam met Jesus aan die kruis vasgeslaan het en my vrygemaak het van die wet. En vir my 'n nuwe natuur, 'n nuwe gees gegee. 'n Gees waarin ek die bruid van sy seun is. 'n Gees wat net soos Jesus se gees is en een met God se gees is. As jy vandag wedergebore is jy ook vry van die wet en behoort jy aan iemand anders. Jesus wat uit die dode opgewek is. Wat nie net vry is van die wet nie, maar die vervulling is van die wet. En nou het jy ook 'n nuwe natuur, God se natuur, sodat jy die vrugte van die Heilige Gees kan dra tot eer van God. Here, baie dankie vir hierdie waarheid in u woord, en ek bid Here vandag, my woorde is so gebrekkig en ek sukkel om dit oor te dra, wat die waarheid wat u woord hier vir ons probeer verduidelik. Maar ek vertrou vandag dat u Heilige Gees hierdie waarheid in mense se harte sal wakker maak, dat u Heilige Gees dit vir hulle sal oopmaak soos wat u dit bedoel het in die woord, en dat dit hulle sal help om vry te wees en vry te leef in Jesus naam. Amen. As jy dalk meer oor ons bediening wil uitvind of met ons wil kontak maak, is jy welkom na ons webwerf toe te gaan by injesus.co.za, en jy kan ook na ons YouTube kanaal toe gaan by In Jesus Ministry of na ons podcast op In Jesus Bybelstudie. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.